frikadelle met yoghurtsaus en fyn patats. Dit klink lekker. Ek het nou net hierdie lekker resep gelees, oom Millie. Frikadelle met yoghurtsaus en fyn patats. Ek dink ons moet dit maak, maar weet jy wat? Hierdie resep het my nou laat dink aan die Bybel. Ons het gepraat van die Bybel, ons is op môre maatjies. Hallo maatjies. Sorry. Kies, ons seniors, julle is ook hier by ons nie. Ek en Omilie praat nou net, wel ek het vir hom gesê, ek het 'n resep gelees hierso. En dit het my laat dink aan die Bybel. Weet jy hoekom? Tannie, jy het my. Want as ek wil kos maak, iets wat ek nog nie voorheen gemaak het nie, ek kan nie net 'n klomp goed bymekaar gooi en dink dit gaan werk nie. Net so, die Bybel is soos 'n resepteboek vir hoe jy moet lewe. Jy kan nie sommer net aangaan en nie weet wat jy moet doen en jy beklei en jy vat goed, as ek dink ek wil iets vat sommer, ek hou van daai koffiemasjien, ek vat hom sommer. Die Bybel leer my, dis steel. So die Bybel is net soos 'n resep dan, soos 'n resepteboek om te lewe. Dis eintlik waar, want die Bybel is 'n lang storie, maar ek dink die makliker manier om vir die maatjies te verduidelik hoe ek die Bybel verstaan is, die Bybel is die woord van God, maar hy is ook in twee ingedeel. Hulle praat van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Nou Testament is iets wat jou mamma en pappa opstel en oupa en ouma het opgesit, sodat wanneer hulle doodgaan of iets gebeur, dan erf ek alles wat hulle gehad het. Ja. Nou die Testament sê, die Ou Testament gaan oor God. Ons praat oor God en hoe God Israel uitgekies het as sy verkore volk, met ander woorde sy gunsteling volk, en hoe hy beloof het hy gaan hulle beskerm, en God het hulle toe uit Egipte uitgevat en in Israel ingevat, Kanaan ingevat, maar hy het iets anders gedoen. Hy het ook vir hulle wette geskryf, as jy hulle reg onthou, of as julle nie weet nie, laat mamma en pappa julle vertel daarvan, maar God het gegaan en hy het die 10 gebooie neergeskryf en gesê, hier's die goeders wat julle moet doen. Hy sê, jy mag nie jaloers wees nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. En hy het al die 10 gebooie so neergeskryf, sê julle moet hieraan voldoen. En dit word toe bekend gestaan in die Ou Testament as die wet. En al die Israeliete en al die Christene moes in die Ou Testament aan die wet voldoen. Hulle moes al die reëls van die wet doen om gehoorsaam te wees. Ja. Maar toe kom dan kom die tweede deel van die Bybel en praat van die Nuwe Testament. Dit is maklik om te sê die Ou Testament is God en wat het God vir ons ingestel, en dan die Nuwe Testament begin by die geboorte van Jesus en waar Jesus dan op aarde is en daarna. Nou hoekom is dit belangrik dat daar 2 testamente is, of 2, 'n Nuwe en 'n Ou Testament? Jesus het met God 'n verbond aangegaan, 'n ooreenkoms aangegaan, gesê, ek gaan doodgaan vir al hierdie mense, vir die Christen op aarde. Met ander woorde, ek gaan aan die kruis doodgaan. En van nou af werk dit bietjie anders. Die 10 gebooie skuif nou na een groot gebod toe. En dis wat Jesus sê. Jesus sê, en hy sê, daar's die grootste gebod, is, jy moet die Here jou God bo alles lief hê, bo alles lief hê. Ja. En dan moet jy jou naaste so lief hê soos jouself. So wat hy sê is, wanneer jy eintlik vir God lief het, en jy het Jesus lief, dan gaan jy eintlik daai 10 gebooie, die wette van die Ou Testament, sal jy in elk geval onderhou. Jy sal gehoorsaam wees en dit reg doen. So dit is belangrik om te verstaan dat die boek wys vir ons hoe ons moet optree tussen ander mense, want toe Jesus op aarde gekom het, het hy as 'n mens tussen ons geleef en ons gewys hoe om op te tree. En ek dink vir ons is die Bybel dan net soos jy nou gesê het, jy's reg. Hy's eintlik 'n handleiding om vir jou te sê hoe moet ons op aarde optree en hoe moet ons met mekaar werk en met mekaar praat en gedra en met God praat. Ons het in 'n vorige les gesê, God wil tyd met ons hê, en ek dink dis presies daar. God wil vir ons sê, gaan kyk in die Bybel, gaan kyk hoe het ek opgetree, gaan kyk hoe het ek met mense opgetree wat verkeerd was, en gaan kyk hoe tree ek op met mense wat reg is. En dit sal vir julle aanwysings gee van hoe julle dit moet doen. So, met ander woorde dink ek, as ons die Bybel goed ken, en ons ken die verhale in die Bybel baie goed, sal ons presies weet hoe ons onsself moet gedra op aarde. En in die vorige les het ons ook gesê, ons moet onthou om te bid, want ons moet met God praat, want God sê vir ons, hier is my handleiding van wat ek wil hê julle moet doen, sodat julle na my toe kan kom. Tannie, wat is ons versie vir die dag, want dit sal hier aanraak. Ons versie is 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Ja,
So die hele boek is deur God geïnspireer. Daar het julle dit. Ons het 'n Nuwe of 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament en God sê vir ons dis wat hy gedoen het en dis hoe hy met mense gewerk het en toe kom Jesus en hy gaan aan die kruis dood en hy sê vir ons moet deur hom gaan want ook in die Nuwe Testament sê Jesus en dis deel van die Nuwe Testament hy sê as jy nie deur my gaan nie, gaan jy nie by die Vader uitkom nie. Nee. Met ander woorde wat hy sê is, ek het die wette op myself gevat. Ek het aan die kruis dood gegaan en van nou af moet julle doen wat ek julle vra. En dit is, jy moet my bo alles lief hê en die naaste soos jouself. Die naaste is jou maatjies, jou familie, jou naaste, al die mense. Dis korrek. Ja. So ek dink dis die les. Ja. Ons moet dit onthou en nou wil ek vir julle sê ek weet julle kan van julle kleintjies kan nog nie goed lees nie en dis dalk daar waar julle vir mamma en pappa bietjie in katrol en vir boetie en sussie en ouma en oupa en laat hulle vir julle Bybel lees, nê. Of nie net eers lees nie, hulle kan vir julle stories vertel want die hele Bybel is 'n klomp stories en al die stories het 'n waarde. Met ander woorde, die storie word vertel, maar hy word vertel sodat jy iets kan leer. Ja. Daar's vir jou lesie in die ding. En ek dink dis dalk tyd dat mamma en pappa in die aand by julle sit net voor jy gaan slaap. Dat julle rustig raak, dat julle hartjie skoon is, deel van julle stilte tyd wat ideaal sal wees en dan vir julle 'n storie vertel. En dan vir julle sê hoekom het dit gebeur? Hoekom het Samson moet hoekom sy hare gegroei? Hoekom het hy sy hare gegroei? Daar's baie sulke stories. Hoekom was Daniël in die leeukuil en die leeu hom nie geëet nie? Ons kan julle toegooi met stories. Daar's soveel stories. Soos Omilie sê in die Ou Testament, daar's stories. In die Nuwe Testament toe Jesus klaar gekom het, kan ons dit ook sien as 'n brief of 'n resep wat Jesus vir ons skryf oor hoe ons moet lewe. Daar hoor jy daar sê hulle in Timoteus dat die hele Bybel is geïnspireer deur God. So wat God vir ons sê is, ek wil hê julle moet dit verstaan. Dis van my af. Ek sê hierdie goed vir julle. En dis julle lesie dat mamma en pappa betrokke raak in die aande by julle en stories vertel en vir julle sê wat die waarde daarvan is. Dit sal goed wees vir julle om dit by mamma en pappa ook te hoor. En julle sal lekkerder slaap ook. Okay. Kom ons bid gou. Liewe Jesus, dankie vir die Bybel. Dankie dat U vir ons stories agtergelos het van toe U op aarde was en dankie vir die Ou Testament waar God vir ons verduidelik wat hy van ons verwag en hoe getrou hy is want in die Bybel wys hy hoe getrou was hy nog altyd aan Israel. Al het hulle droog gemaak, al het hulle verkeerde goed gedoen, het hy hulle beloof hy sal na hulle kyk en dankie dat dit dieselfde God is wat ons dien. En dankie dat U aan die kruis kom dood gaan het vir ons sodat ons net eenvoudig gemaklike lewe kan lewe in die sin dat ons net vir U moet lief hê, Here, want as ons U liefhet, sal ons niks en ander goed verkeerd doen nie. Ons sal nie aan die mense iets verkeerd doen nie. Dankie vir die handleiding wat U vir ons gelos het in die Bybel. En ek vertrou, Here, dat ons hom sal lees en hom sal verstaan en dat hy die grondslag sal wees, dat hy die fondasie sal wees van ons lewens vorentoe. Ons dankie dat U ons God is, Here. Ons dankie dat U vir ons lief is en ons dankie dat U ons so baie vergewe vir wat ons verkeerd doen. Ons prys U naam. Amen. Amen. So maatjies, ons lewe in 'n land waar Bybels vrylik beskikbaar is. Daar's baie lande wat ons nou nie vir die kindertjies gesê het nie, waar kindertjies het nie Bybels nie, gesinne het nie Bybels nie en mense word vervolg. Dit beteken mense wat nie glo in God nie, jag hulle en maak hulle dood. Ons het Bybels. Ons moet dit lees. So lees jou Bybel en bid elke dag. Goeie advies. Dis baie lief vir julle. Mooi bly tot ons mekaar weer sien. Bye bye julle.